Op hierdie week van Buitenbuskruit kom my goeie vriend Wikus van der Merwe saam met my geelvisjag in die Oranje rivier. Ons bly in die pragtige dorpie van Oranje en ons gaan verken sy strate en 'n paar geheime. Wikus maak vir ons ietsie lekkers om te eet langs die water en natuurlik sing hy vir ons 'n besonderse liedjie, Eenhand laat by die Zebra se vure. Ek is Antas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Teen die oewer van die magtige Oranje rivier spoel die water gietswart klippe blink en vis spring opgewonde in die stroom versnel. Die dorpie van Oranje loewer groen omring deur spulpunte en pekeneetbome. Onthaal vir my en Wikus op ons geelvisjag. So eentjie uit Oranje uit is daar 'n dammel in die rivier, maar vandag was beide sluise oopgemaak en die water het hier afgebulder. Ek het so 'n bietjie daar probeer vlieghengel, maar ek het die hele tyd vasgesit in die takke langs die oewer. En die water was veel te sterk vir die geelvis daar. Ek het besluit om vir Wikus te gaan haal en daar by Sandbaai sou ons die dag spandeer. Wikus, my ou boeta, baie welkom in Oranje. Dankie dat jy so vroeg het opstaan het vanmôre. Ja, ek hoor jy het op die 3 uur vlug gesien. Dis reg daai, my oë is nou nog nie reg nie. Hoor jy, was jy op Oranje? Nee, ek was nog nooit in my lewe hier gewees. Ek het nie geweet dit is so mooi nie. Dis pragtig, né? Dis lieks hierdie man. As dit nou kom by geelvis vang, is daar nie 'n beter plek in die wêreld om dit te kom doen as hier teen die Oranje rivier oor. Sê nie. Ja. Het jy al geelvis gevang? Kyk, William het dan met ons geelvis gehad ook baie klein was. Ja. Maar toe introduce hulle mos die black bass daar en toe kom neker die hele besigheid op. So by Soladam train niks, maar hulle teel nou die geelvisse daar. Maar nou so as ek sê ek het geelvis al gevang, dan praat ek toe ek 6, 7 jaar oud was. Ons was 'n dag voor jou hierso gewees. Ons het so 'n bietjie van 'n julle kon oefen, 'n rekkie kom doen en kyk, ons het 'n paar mooies gevang gister, maar ook baie kleintjies. So ons gaan so tussen hulle woel tot ons die grootes kry. Ja, maar dis reg. Julle het hulle net die kleintjies weggejaag, dan sal ek die grootes kom. Dis die plan, dis die plan. Of doen 'n ding hierso wat julle in die Kaap ons nie doen nie, is pap gooi. Ja, julle hou ons so vreeslik van pap, nê? Nee. Ja, ons vrek daaroor. Ek moet jou sê, dat nou 'n ou van Witbank. Ja. Daar by ons ingetrek en hy gaan so na die plase, daar gevang die karp en so. Ek het al 'n paar keer saam met hom gegaan, maar hy man is gerieke, broer. Ja, dis papgooiers. Ek gaan met 'n blikkie mieliespitte. Hy dis pap in 'n sousies, in dis 7 verskillende stokke en is al wat 'n hoek in 'n ding is. Wel, jy het gedink dit gaan nie dieselfde met my wees nie. Luister, ek het hiernatoe gekom voorberei met mense wat weet van visvang. Right my ou Mattie, kom ons gaan Maar gaan ons 'n wetenskap aanvat? Ja. Grootste of die swaarste? Maar dit is 'n weegding. Ons skat hom. Okay. Maar ons het mense wat sal sê wie is die grootste en swaarste. Ek dink Ja, maar ek dink ek is bietjie hier in die minderheid hierso want jou span is bevooroordeel. Ja. Of hou hulle nie van jou nie? Nee, hulle is mal oor my. Kom ons gaan. Let's go. Ek is nie 'n gesoute hengelaar as dit kom by papgooi nie, maar ek het so met die jare heen net 'n paar dinge geleer. En ek wys gou vir Wikus om 'n asie te bou. Kyk, 'n mieliebom moet 'n mens styf vasdruk. Hy moenie te klam wees nie. En dit was nie lank nie of ons was vas en dik in die vis. Adam het my gevra om saam met hom te kom visvang. Hy het actually al van laas jaar af my gehang om te kom. Nou ek vrek oor visvang. Ek weet nie hoekom nie. Geduld het ek nie regtig nie, maar as ek by visvang kom, kan ek vir dae langs die rivier sit. Wikus besluit ons moet 'n kompetisie hou. Die man wat die meeste visse vang, hy is die wenner. Dis 2 for the price of 1. Mooi man. Wikus. Dis hoe mense doen, hoor. Dis hoe mense doen. Maar met alle eerlikheid, Wikus, het jy self daai pap op daai stokkie gedoen? Ja, ek het daai rooi goed ook opgespuit. Ja? Dis die cherry. Ek dink die cherry werk.
Ja. Die cherrywerk. Nee, maar baie geluk, jy's eerste op die bord. Jy sal moet begin. Ek gaan, maar ek is eers besig om my goed perfek te kry. Ja. Speel jy maar. Sit toch so. Gaan nie stop. Punt af tot binne in die water. Toe Holland. Jy het gekry al? Dit is vir my lekker op die oomblik nie. Al die pad van die Kaap af. Ek weet ook al wys om pap te gooi. Nee, maar baie geluk en so dan. Wie het nie blou bulle? O, jy wil daar gaan. Jy wil daar. 3-0, sover. Maar dan sê die span weer eers 'n strafskop oor het verloor gewoonlik. Is dit? Ja, is klein. En ek staan sonder geluk en kyk hoe my stokke net mooi niks doen nie. Jy sien, my langtermynplan om Wiekes te wen vandag is om staat te maak op die feit dat hy 3 uur die môre opgestaan het. En ek gaan vir hom so 'n paar rattlers invoer dat hy hier onder die bome slaap. In daai tyd dis hoe ek hierdie kompetisie sal wen. Die polisieman beweeg, like 'n trol skree. Hierdie keer trek ek 'n visie uit. Is dit jou eerste een nou? Dit is my eerste ene, baba enetjie. Ons gaan nou die melk van sy bek afvee as hy inkom. Is 3-1 nou, né? Maar jy moet hom eers land. Ek moet hom eers land, maar nou hak hy vas hier voor in jou. Ja. Want jy het hom ons nou vir my hierdie slegte plek gegee met die rots. Dis die broeigat. Ai, dis 'n sardientjie. Pragtige. Die heel kleinste van die dag, Tannie. Ag, dit is so oulik. Hy tel. Hy tel. 1-3-1, 3-1. Wiekes, Dis 3-2 as jy hom uitkry. as ek hom uitkry hierdie reus. Ja, ek sien hy stok druk op die grond vas as hy buig. Die tak is groter as hy. Dis 'n oordentlike vis, Wiekes. Hy's ordentlik klein. Maar nou begin Adam weer los. My besigheid is nou stil. Nou begin sy besigheid weer op af. Wat gaan nou aan? Wiekes. Dit gaan maar swaar, jong. Dis 4-3. 4-3. Ja. Oh my head. WP is nou 'n bietjie agter. Die visse spring reg rondom my lyn maar hulle byt nie. Ek dink ek moet 'n bietjie taktiek verander. Ek dink ek moet nou vir Cheslin weer op die wing sit 'n slag. Kyk of daar iets gebeur nie. Ek gaan net hier baadjie afgooi. Wiekes, hier is 'n vis aan my lyn. Ek dink hierdie is die grootste sover. Hier is 'n mooier vis. Daar's 'n vreeslike teleurstelling tans in my. Ek het die grootste vis vir die dag hier op die oewer verloor, maar dit is omdat ons nie tans 'n net het nie. Die groot ding van visvang is nie net om die vis te hakkie, is om hom uit te kry. So is 4 elk. Ek het die lucky stok gehad, so 'n klein groen stokkietjie. Daar gaan hy alweer. Polisiemanetjies net so. As ek dit reg het, my somme reg het, baie goed met somme nie. 6-4. Nee, 5-4. Nou is dit alweer Wiekes se beurt. Maar dis 'n kleintjie. Blykbaar tel die kleintjies ook. Hy het niks daarvan gesê. Cheslin Colby my broer. Hy is nie groot nie, maar beteken baie. Wat sê nou 7-6? Ja, vryf dit in. Evil laugh. Ek is voor. Dis Adam weer voor. Ek is voor. Dis Adam weer voor. Haha, dis ek weer voor. Dis Adam weer voor. Dis is gelyk. Wiekes, ek wil nou nie. Ja, I'll give that. Dink jy vir die dag? Dis die grootste vir die dag. So ver. Too fair. Okay. Maar ek sien as jy lewe na die middagete, ek dink hulle het lunch gevat. 11 11 elk en hierdie grootste vis van die dag. Maar dis nie die einde nie, my broer.
Hierdie goed word 'n paar kilogramme. So ons moet 5 kilogram eet. Ek wil so 'n ding vang. Ja. Ons moet 2 man om vashou. Ja. So goed wat hulle in Suid-Amerika vang. Skielike dood, daar byt niks. Die stokke staan net daar. Die polismanne waai nie eens in die wind nie. Dit staan net daar. Dit is gelyk op tans, nê? Nee? En ek hou nie van gelyk op uitslaan nie. Dit is soos om jou sussie te soen. Niemand wen nie. Ek wil jou saam. Lekker nie. So gaan ons bietjie van 'n Engelse noem hom 'n sudden death, maar ek hou nie van die Engelse nie. So kom ons noem dit 'n vinnige dood, skielike dood. Ja. Okay. So ons bou 'n aas gelyk Ons bou, ons gooi gelyk in. en die eerste ou wat 'n vis vang wen. Visland. Land. Okay, my broer, hier sou dit werk. 1 2 O, nee, ek staan nog met die ding in my hand. Saad. Vir die kykers by die huis, dit is 'n absolute pandemonium tans. Ek en Wieke is gelyk aan met Ek staan bewe nou hier. Okay, haal hom uit. Jonas wragtig groter. Bring jy harpoen. Jou snaaks hou nie. Hier is nou soos 'n Daytona reis. Dit vat 24 uur, lyk dit vir my. Die wegtrek was baie meer exciting as die res van die game. Okay. Maar ek gaan nie ver van hom afgaan nie. Ek gaan net maar hier staan. En so eindig hierdie Noord-Suid derby in 'n gelykoptelling. 13 elk vir die WP teen die Blou Bulle. Na so 'n lang dag teen die rivier het die son ons bietjie gebrand. Ons is dun. En ek en Wieke het besluit om ietsie te maak wat elke hengelaar nie noodwendig by hom sal hê, maar daar's 'n goeie kans dat jy hierdie goed sommer naby in die dorp kan kry. Hulle byt eenvoudig net. Nee, ons los dit nou maar. Maar dis wat vis van. Maar ek is nog honger en ek wil kos maak. Ja, okay. Wat gaan jy vir ons maak? Ek het 'n broodjie wat ek maak. Kyk, ek het mos na my studentejare het ek 'n gap year gevat. Toe was ek Frankryk toe en ek het vir 4 jaar onder die meesterbakker Jean-Michel Jarre in Frankryk in Parys gestudie. Dit het aan jou afgesmeer. Ja, hy het baie goed aan my afgesmeer, maar butter en so. Maar maar ek het baie by hom geleer. So ek gaan nou vanaand vir jou 'n broodjie maak met goed wat jy net kan saambring viswater toe. Okay, so wat ons het hierso is bruismeel. Ons het 'n bruismeeltjie hierso, dis 500 gram, 'n halwe kilo. Gooi dit in die pot. Okay. Dit is baie belangrik, jy moet met jou vinger agterop kap. Ja, dit het geleer by Jean. Dan het ons 'n blik mieliepitte wat ons vandag gebruik het vir aas, wat oorgebly het. So ons gooi dit ook by. Nou, ek verstaan ook om daai vis se goed eet, maar hoekom hulle dit nou nie eet nie, weet ek nie. Dis saans hulle leel. Okay, dan het ons 'n kaas hierso. Ons het 'n 250 gram kaas, maar ons gaan nie die helfte eet. Alex is cheddar. Ja, dis man, dit is konkreet, dit was konkreet. So as vir die helfte van die kaas gooi dit hier in. Meng dit so bietjie. Wat gebeur met die ander helfte? Dit gaan ons later gebruik vir soos die Franse sê 'n garnish. Ja, garnish. Okay. So dis nie oorbodig nie, dit word later gebruik. Dit word later gebruik, ja. Fantasties. Dan moet jy asseblief vir my die bier opmaak. Hierdie is nie enige bier nie, net so terloops. Hierdie word deur 'n man in Oranje vervaardig met die naam van Sepp. Hy's 'n Duitser. En Sepp, maar hulle ken mos van bier. Hy verstaan van bier. Dis 'n 440 ml bottel die, maar ons kort net 340 ml, so ek gaan hom maar so met die net so bietjie so met die oog werk. Met oog werk. Ja, ons het mos nog nie maatbekers hier nie, maar gaan ons vanaand hier in die water slaap. Nog so bietjie, daar nog 100 ml oorbly. Ek skat
Dit is 100 ml daai res kan jy maar vir jou. En omdat ons nou vandag hier is en ons het die peperduwtjies in die sak gehad, gaan ons nou sommer dit ook bygooi. So 'n paar peperduwtjies. Right. En Nou moet jy kloue vuil kry, né? ja, maar ons moet seker ook 'n soutjie ook bygooi. O, okay. Wel, hierdie is fantastiese soute. Ek wil net hiervan vertel. Bakkies Botha en ek doen 'n ding met die naam van Help Jag. En dit is waartoe al die wildsvleis gaan wat ons doen met buite buskruit. En hulle het 'n spesery reeks met die naam van Veld tot Vurk. En toe sê ek vir Bakkies, maar luister, ons kan dit darm maar gebruik op buite buskruit. So as jy hierdie nou ingooi, gooi dit liefde in. 'n bietjie van 'n pepermix ook by? Ja. Maar gaan nie seer maak hè. Luister, gooi net alles by. Ja. Hier staan all purpose, vir alle doeleindes. Ek gaan sommer net so skat. As ek dink dis genoeg. Jy kan altyd bygooi. Jy kan nooit uithaal nie. Dis baie waar. Right. So nou is dit natuurlik ek het my hande in die rivier gewas, ek is skoon. Nou meng ons maar net die storie deur en knie hom en dan gaan ons hom later in die pot gooi. Right, so ons het die mengsel gemaak. Hy staat jou lekker gestaan, 'n bietjie geset en so. Nou gaan ons 'n potjie vat. Wat ek was dit hom hier so. As die pad het is, die manne kan sien. Hoe jy het 'n pot. Ons 'n klein potjie hier langs die kant. Ek is bekommerd jy wil dit op met die bak op die vuur. Bosbaba potjie het is hier so. Almal weet mos nou jy sal met 'n bietjie met botter moet smeer net om of 'n olietjie of 'n dingetjie net om hom Daar's hy. 'n bietjie nie te laat vassit nie, kom ek stel dit. Geen met liefde. Ja, maak dit so dat hy nie vassit nie. O, En die kantjies om en so. Is dalk 'n bietjie te veel botter, maar is alright. Daar's hier so ding soos te veel botter. Hy gaan nie sukkel om uit te kry nie. Kom ek stel dit so. Hy gaan self uitglip. Right. Dan net seker maak al die kantjies is right. Dan gooi ons Reg, so hy het 'n bietjie gestaan, 'n bietjie te rys en so aan, ons het hom in die pot gesit en nou gaan ek kole toe vir so 45 minute, matige kole. Ja, jy kan dalk 'n bietjie bo-op gooi net om so van bo af, ek weet dit kry almal wat kamp weet dit. So, right, gaan ons. Daai broodjie gaan nou vir ons 45 minute vat. Ja. Ek wou so graag, Wikus, kyk, ek en jy het vandag vis gevang asof dit uit die mode uitgaan. Ek wou so graag vir jou geelvis gemaak het, 'n curry geelvis of ietsie in daai voege. Maar toe begin ons praat met die mense van Oranje, toe sê hulle vir my dat dit die vleis is wat of die vis is wat nie regtig lekker is om Ja, ek het nog nooit hom geëet van klein, ek het nooit gesien dat iemand hom eet hier so. Ja, so hulle het gesê ons moet dit eerder nie probeer nie. So ek het 'n bietjie lendeskyf gekry. Wat ons gaan doen is vandag, ou broer. Ons sny hierdie ou. O, hierdie is terloops. Nie enige lendeskyf nie. Hierdie is goed verouderde lendeskyf. So, ons sny hom in repe. Wat is die plan? Wat gaan ons maak? Of wat gaan jy maak? Eerstens, hierdie stukke gaan ons nou nie gebruik nie. Daar's darm 'n seuningkie en so aan. Dis my gunsteling stukke as jy hom braai. So ons sit aan een kant. Wat ek gaan doen is, ons gaan hierdie goeters krummel soos wat jy in 'n Duitse restaurant sal jy mos nou 'n schnitzel kry, jy weet? Yes. Maar ons gaan lendeskyf in 'n repe sny, lang repe as ons kan. En dan gaan ons hulle krummel En 'n kruietjie opgooi. Absoluut. En dan ek neem aan in die pan braai. Ja, maar ons gaan hom nie diep braai soos wat jy doen met 'n regte schnitzel nie. Ons gaan hom dalk in botter sit of iets. Ek meen dit wat ons het by ons tyd. Ja. O ja, maar ons natuurlik, ons is teen die waters, jy moet iets wat jy vinnig met die hand kan vat en ons het nie moeilikheid nie, dis die ding, nê? ja. OK. Wat ons dan doen is een poepelvrug. Breek hom daar binne-in. Ons sit hulle hier in die asblik. 'n tweede. OK, dan klits jy jou eiertjie met 'n sommer 'n vurk. Ek weet die grand mense daar in die stad het mos klitsers. Ja, nee, maar ons is nie. 'n mense wat dit vir hulle klits, ons het nie. Ons doen dit sommer self. En daar gat hy. Dan. Hier kom die groot ding. Hierdie kruie en speserye, natuurlik van Veld tot Vurk, gooi jy by jou broodkrummels. Want broodkrummels is 'n belangrike ding vir hierdie ding. So, gooi sommer so 4-5 knypies
Ek dink Wat is nie dis gemengde speserye Dis speserye, ja. Gaan koop 'n veld tot varkspeserye, dan kan jy self sien wat daarin is. Daar sout, peper en allerlei gemengde goedjies. OK. Nou wat gebeur is. Nommer 1. Sleep jy jou vleisie deur die meel. Eers die meel. Ja. Maak seker hy's lekker toe onder die meel en jy het 'n nathand en 'n droë hand. Ons maak dit gou die hand droog. Die nathand en die eiertjie in. Eiertjie in. En dan, ek het vergeet, sê jy vir my dan net gaan so meng, sal jy? Ja. Dankie my broer. Dan sleep jy nou die vleisie deur die broodkrummels en dan sit jy hom een kant. En so gaan ons nou maak met die hele spul. Die hele besigheid. So. Gooi die spul hier in. En dan, wie is my ou vriend? Dan vat jy 'n bietjie botter, sit 'n pan op warm kolle en smel die botter in ons braai hierdie oudjies. Kom ons maak. Hoorie so my ou boetie, ek het nou al baie manne se brode gesien, maar hierdie lyk fantasties. Ek moet sê vir 'n eerste keer het dit geraai. O, dis die eerste keer. Jy het hom gegoogel en hier toe gebring. Jean-Michel het hierdie resep gehad, so ek het hom maar geïmprovise. Maar kom ons try hom. Ek het nou 'n stukkie afgesny. Hy lyk heel lekker. O, onder 'n bietjie gebrand. Not too shabby. Dat is werk. OK. Oké, jou nou. Dis nou nie geel vis nie. Maar vat daar vir jou 'n stukkie. Dan proe ons net wat hier aangaan. Hier straps. Hy doeksag. Eerwa. Dis nie my eerste keer nie. Dis lekker. Of ek is my maat. Ek hou nog al die jare van jou. Ag baie. As mens, as musikant, as kunstenaar, maar jy het nog nooit vir my alleen konsert gehou nie. Sal jy vanaand vir my 'n liedjie kom speel? Mag ek oefen? Nee. Okay. Omdat Orania nou nie jou normale dorp is nie en Wieke nog nooit hier was nie, het ons maar besluit om die strate in te vaar en 'n paar mooi plekkies het ons gaan besoek. Wieke is my oumatie, nee. Hierdie is vir my 'n baie na in die hart plek hier by die Koeksuster Monument. Hoekom? Want meer as een keer het Suid-Afrikaanse boervroue die man se basse gered. Luister, hierdie ding staan hierso want vrouens het koeksusters gebou onder andere om kerke, skole, allerlei dinge in Suid-Afrika op te rig. Fondse samelings en bazaars en sulke klasgoeders. Absoluut. Pannekoeke gebak en goed. Nou hier noem. En met die droogte tans, nê, weet ek van 'n projek wat die meisies van Caring Daisies behartig waar die boerevrouens begin koekies bak het en etlike miljoene rande ingesamel het om hulle mans te help met die droogte. En so hierdie is 'n baie relevante standbeeld waarby ons staan en ek het gedink, nê. Ons wil hom seker ja, seker maar koeksustertjie vat as soos hier is. Ek gaan die tannies ondersteun. Maar is dit koeksuster of koesuster? Mens moet hom nie verwar nie. Die Is koesuster. daar 'n Ja, want dis 'n ronde balletjie, die koesuster. En dit is meer vir die Kaapmaleiers wat dit maak. Okay. En hierdie is 'n Afrikaner. Die ding sê dat dit kom oorspronklik van Indonesië af. Dis reg, ja. My ma het altyd so gebak klein tyd. Koeksuster gebak het ons so gesteel as in die olie, in die stroop gedruk het. Dan lê mos nog met jy koud word. Ons het goed gesteel tot my mamma eendag gevang het. Ek staan met my rug na haar toe. En toe sy inkom en dit besef ek, maar ek staan nou met 2 in my hand. En as ek nou omdraai, dan gaan sy sien. Gooi ek dit voor by my broek in. Okay, my oumatie. Hier's nog 'n paar mooi plekke. Kom ons gaan kyk wat jy nog in Orania. Nee, ek wil ook hê. Kom.
Wat ons gesê ons moet nou hier na die monumentekoppie toe kom om te kom kyk. En toe verduidelik die man aan my wat hier aangaan. Hier agter is van die ou Afrikaner politieke reuse. En hierdie is die klein reus wat hier staan. Hy's op die vlag van Oranje en jy kan sien hy's besig om sy mou op te rol. Okay, ek het gesien die mannetjie op die vlag. Aangename kennis. Alles wat jy met die oog kan sien is gebou deur die mense van Oranje, deur hulle eie arbeid en dit is waarvoor die jong reus dan Hy is besig om sy moue op te rol want hy gaan werk. Hy gaan werk. Okay. Maar hier agter my, hier so skuins, staan 'n belangrike Paul. Ken jy vir hom Paul? Ek ken van Paul. Jy het nog geskiedenis gehad op skool. Het jy geweet dat oom Paul Creer 'n oorbel gedraai het? Ek het dit actually geweet, maar hoe het ek dit geweet, weet ek dat. Hy het 'n oorbel gehad vir een of ander siekte of 'n ding moes hy 'n oorbel dra, die koper oorbel, sy oor was altyd so groen nog. Ons vandag seker die koper armbande dra. Presies. En het jy geweet hy het nie 'n duim, sy een hand het 'n duim verloor. Nee, dit weet ek geweet. Geweer het in sy hand ontplof. En sover ek nou die storie het. En toe kry Kangareen in hierdie duim en hy het homself afgesny met 'n knipmes. Ina? Ja. Ina? Kyk hoe Paul was ou nie jou. Ja, hy sê hy het die sag gekok nie. En hy het toe hy klein was, het hy dit was 'n storie met die naam van 'n Pultjie skiet 'n leeu. Het hy saam met sy pa uitgegaan en hy was nog jonk geweest, so hy mag nie jag nie, maar hy moes die perde oppas. Ja. En sy agterryer basically. Ja. En die man staan hier by die perde met 'n geweer nog steeds en die groot mans gaan jag. En wat hulle toe nie weet nie, die leeu is agter hulle verby en die leeu storm toe vir Paul Creer. En die skiet vir hom. Mors dood, met een skoot mors dood geskiet. My magte? Ja. Ek het dit nie geweet nie. Ja. Maar ek kan sê vir jou 'n thumbs up wys. Nou sien jy dat ek die gas op die program is en Adam nou al hoeveel keer op visvang en jag en te kere gaan het. Hy het hom opgeoefen vir die besigheid. Ek kom as 'n jongeling hier in, ek moet kom pap gooi. Toe speel ons gelyk op nou die einde, maar toe besluit ek omdat hy die aanbieder van die program is en ek die gas is, kan hy nie wen nie, want het oefening gehad soos ek gesê het. So ek het vir my manlikste ding in Oranje laat doen. Spa toe met jou bra, spa toe. Dit was voorwaar 'n bederf geweest. Kyk, my voete is gewas, my rug is masseer en ek het effens aan die slaap geraak. Maar na die tyd het ek soos 'n nuwe mens gevoel. Ons gemaak ons kiele nat daar by die Zebra restaurant. Vat my gitaar saam, want Wikus gaan vir ons 'n liedjie sing. As jy in Oranje is en jy kry nie geel vet biltong soos hierdie nie, dan is 'n ernstige fout. Kyk hierdie. Dis flipping as dit lyk soos 'n 7 single. 'n 7 single. Ja. Hoor jy, ek het lekker vis gevang saam met jou, Wikus. Dit was my regtig 'n voorreg geweest. Maar ons sit vanaand hierso saam met ongelooflike spesiale mense. En Sarel, jy's nou die eerste op die lys. Ons sit hier by Sarel se plek. Dis waar ons nog die hele tyd eet. Die zebra, die gekke pyjama perd. Dis hoe die Hollanders hom so genoem het. Nou Sarel, ek weet en jy weet dat programme soos Buite en Biskheid het borge nodig. En toe ons hele bel, toe is dit dadelik net is daar 'n plan gemaak en hierdie plan is my so uniek. Sê vir my, wat het julle gedoen? Man, ja, ons het 'n groep hier in Oranje, klomp mense wat nou 'n klomp projekte saam gedoen het en planne gemaak het. En toe ons nou hoor Buite Biskheid kom en ons het nodig om 'n paar fondse in te samel om die projek te maak werk. Dit is maar op die groep gevra. Is daar mense wat bereid sou wees om te help en daar het nou redelike wye groep entrepreneurs en besighede gesê hand opgesteek en gesê maar hulle sal graag wil bydra. Kan jy 'n bietjie van hierdie mense vir ons noem? Want Ek kan hier's vir jou mense wat gesê weet hy het nie noodwendig geld om te skenk nie, maar weet jy wat, ek kan vir jou biltongplatter skenk en vir daai ou weet hy het net so groot bydrae Ja, gemaak. verseker. Nee, as van hulle is klein besighede of selfs individue het R200 gegee of R500 gegee. Die vleismeester, die slaghuis op die dorp het vir ons 'n biltongplatter geskenk vir vanaand. Roy en Luan het vir ons 'n paar rand gegee, die Waaspaas, die plaaslike karwas het 'n paar rand bygedra. Rembrandt Staal het gesê hulle het 'n redelike groot bydrae gemaak. Orion Hardeware het bygedra. Oram het ons plaaslike dokters mediese sentrum het ook bygedra. So daar was 'n redelike lekker dinamiese groep mense wat gesê het nee, hulle steek hand op, hulle sal graag hierdie ding wil maak. En jy, die Zebra het bygedra want jy het die Buite en Biskheid span kos gegee en Dit was 'n iets voorreg om te drink elke nou en dan. Baie dankie hoor. Ja. Nee, verseker. Voorregs myne. So aan die mense van Oranje wat hierdie program kyk hierna, ek wil vir julle uit my hart uit baie dankie sê dat julle almal se bydraes kon hierdie program moontlik maak. Daarvoor is ons dankbaar. Dan Magdalene, jy is by Senbel.
Maar jy is nie net by Senbel nie, want jy het ons so gehelp met die visvang en al die reëlings in die dorp. Sonder jou kon hierdie ook nie gebeur het nie. Maar vertel my 'n bietjie meer van Senbel. Hoe dit begin? Waar is dit nou? As mense vir my vra wat is Senbel en hoekom is Senbel daar, dan is dit die eerste woord wat in my gedagte opkom, roeping. Senbel is 'n belsentrum. Ons doen hoofsaaklik belwerk in Afrikaans vir Afrikaanse organisasies. So as jy nou al 'n oproep van AfriForum en Solidariteit en Help in Hand gekry het, is dit heel waarskynlik Senbel wat jou geskakel het. Ons hoofdoel is om werk te skep in Orania en om hulle die geleentheid te gee om die arbeidsmark in te tree. En 'n oordentlike salaris te verdien en so 'n lewe in Orania te begin. Jy weet, daar was op 'n tyd 'n akteur met die naam van Flip Moelman. Yes. Hy was die prins van Pretoria geweest. Onthou jy dit? Yes. Wel, ons sit langs die prins van Orania. Joos Strydom. Kroonprins. Die kroonprins. Nou Joos, jy is die uitvoerende hoof van die Orania beweging. Vertel my 'n bietjie meer, wat doen jy wat is die Orania beweging vir die mense wat nie weet nie en wat doen julle alles? Arman kort, die Orania beweging is 'n ledeorganisasie. So Orania, ons praat eintlik van twee Oranias. Want ons Orania die werklikheid, dit wat ons gebou het in die afgelope 30 jaar in hierdie gemeenskap. En ons het ook Orania die idee wat homself nie laat beperk deur die werklikheid nie. Wat baie groter is net dit wat ons reeds gedoen het. Wat ook 'n samevatting is van al die planne van dit wat nog voor lê. Al die energie wat ons kan ontsluit in ons mense wat opgewonde is oor hoe dinamies Afrikaners kan wees en wat ons nog alles gaan bereik. So die Orania beweging is die idee-organisasie. So lede sluit aan, hulle maak 'n bydrae aan Orania of na die Orania beweging se helpsaamfonds wat Afrikaners bemagtig met verskillende projekte, sosio-ekonomies, behuising, opleiding ensovoorts. En die Orania beweging self, ja, ons bemark die Orania idee. Ons kry mense om deel te word van dit wat ons wil doen. Ek is 'n groot voorstander van wat julle doen in Orania en ek is mal oor Orania en ek kom altyd 'n draai maak hierso. Ek kom bly altyd by die oewer. So hou aan met julle goeie werk en ek is 'n ondersteuner van die Orania beweging. Ek het 'n maandelikse aftrekorder, so Dankie daarvoor. ek sal bly bydra. So kykers daar by die huis, ondersteun die Orania beweging se vinnige, maklike aftrekorder. Nou wie is my oom Mattie? Ek en jy ken mekaar al donkie jare. Ek is seker by 15 jaar wat ons mekaar al ken. Ja, as dit nie langer is, ek moet jou sê, dis nog al 'n tydjie. Ja, Kan nie onthou waar ons mekaar die eerste keer ontmoet het nie. Ja, dit Kan was- jy onthou? Nee, ek kan glad nie onthou. Seker by een of ander fees of 'n ding. Wat ek weet is, ek het 'n storie van Wikus wat ek eendag by 'n fees sit met 'n spierwit hemp, jeanbroek en ek is besig om 'n koeldrank te drink net voordat ek op die verhoog gaan. Ek onthou dit. En hy, die donder, kom van agter af en hy knyp my hier onder die arm en ek mors daai hele koeldrank oor my spierwit hemp uit. Ek sê sê waar dit was. Dit was by huisgenoot by KAK&K. Dis reg, Oudtshoorn. Toe gooi hy daai koelrank so oor sy wit hemp. Hy met jou moet daar op die woog opgaan. Maar hoe gaan dit met jou? Wat doen Wikus van der Merwe deesdae? Nee, dit gaan goed. Nee, ek op hierdie stadium is ek besig, ons is besig met dokumentêre oor my pa. Ons al se begin skiet al, op William begin skiet al en nou die naweek 'n familie geskiet. En ek het Ek is so bly dis jy wat dit doen. ja, nee, ons moes dit begin doen want sy garde sal ek maar sê. Manne wat sy ouderdom is nou besig om stadig maar seker weg te val of siek te raak of oud te raak en so. Ja. So ons moet dit nou begin doen het. En dan, maar dit gaan 'n groot projek wees. Ons so ek sê ons werk al amper jare aan, ons het nog eers begin nie. Ja. So ons sal moet begin roer. En dan die ander ding, ek het 'n stand-up comedy show geskryf wat ek nou mee gaan begin en hopelik die land gaan deurtoer. Ons jy gaan oral met hom. Ja. En wat jy wil hê ek moet vir jou 'n grappie uitvertel. Vertel vir my 'n grappietjie jy sal nie. Nou, jy's baie aantreklik. Wikus nou jy's die ou wat normaalweg die gitaar vat en speel nie, maar jy het vanaand geen ander keuse hier nie want ek het nie backtracks nie en hier is nie speakers nie, maar ek het gitaar. Ja, ek is nie Clapton nie. Ja? Ek skryf meer op die ding as wat ek enigiets anders doen, maar as kan hom 'n traai gee. Die song kom uit blou jare uit. Dit kom nog uit die jaar uit toe my pa hulle die Koffieskonserte gedoen het saam met Kali Meile en daai manne. Ja. Toe het hulle die song se naam was Lily Marlyn geweest wat hulle hom ander woorde bygesit het. Oor 'n klong wat Ami toe gegaan het en sy ma wat baie hartseer is. Onder die 'n lamppaal staan 'n moeder klein en 'n traan van hartseer rol oor haar wange fyn. Haar seentjie is in die infantrie. Hy's nommer 60283. Hy's nie meer by die huis nie. Hy's nie meer by die huis nie.
Wie sal in die army sy goedjies help oppas? Wie sal in die army sy kleertjies vir hom was? Sal die samajore tog oplet dat hy ontbyt kry in die bed? Hy's nie meer by die huis nie. Hy's nie meer by die huis nie. Wie sal in die army sy kleertjies help inpak? Wie sal in die army hom troos as donderklap? Sal die samajore tog weet hoe om sy ou haartjies te shampoo? Hy's nie meer by die huis nie. Hy's nie meer by die huis nie. Hy's nie meer by die huis nie. Dames en here. Was jy nog nie klaar nie? Hy's nie meer by die huis. Meneer Wiekes van der Merwe. Ek het 'n bietjie lendeskyf gekry hier in Was dit in Oranje. Afrikaans? Sirloin. Nee, lendeskyf in Afrikaans. Maar sirloin in Engels. Daar's hy.